Hier is 'n voorbeeld van 'n braambos, soos wat Moses gesien het in die Sinaï-woestyn. Hierdie voorbeeld is hier by St. Catherine City, net die onderberg Sinaï in die Midian-woestyn. Maar as ons lees hier in Eksodus 3 vers 5, toe sê die Here, moenie nader kom nie. Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Moses het groot geword in Egipte se paleise en opgevoed in die kennis van die wêreld se mees gevorderde beskawing. As 'n prins in die Farao se huis was hy bekwaam, magtig in woord en daad, maar toe gebeur daar iets en hy vlug. En 40 jaar lank hoor niemand iets van hom nie, van paleis na skaapwagter, van invloedryke man na vergetelheid. En dan op 'n gewone dag, hier in die droë Midian-woestyn, sien hy iets wat sy aandag trek. 'n Besembos wat brand, maar nie verteer nie. Sy nuuskierigheid dryf hom nader, en toe roep die Here hom op sy naam, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Maar toe kom die opdrag, trek jou skoene uit, want hierdie grond is heilig. Nie omdat dit so 'n besonderse plek was nie, maar omdat die Here daar was. Sy teenwoordigheid maak enige plek heilig. So dikwels is dit ook met ons, begin Moses twyfel. Wie is ek dat ek na die Farao toe moet gaan? En wat van as hulle my nie glo nie? En ek kan ook nie mooi praat nie. Moses kyk na homself en sien sy tekortkominge, maar die Here kyk na Moses en sien die roeping. En om sy geloof te versterk, openbaar die Here homself. Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Dit herinner hom aan die verbond. Die belofte wat hy aan hulle gegee het nooit verdwyn nie. Die Here het dit onthou. En hier in die skrif staan, ek het gesien, ek het gehoor en ek het afgekom. Ons Here is nie afwesig nie. Hy is 'n verbondsgod, die een wat altyd naby is. En toe gee hy sy naam vir Moses en hy sê, ek is wat ek is. Die Here is nou, hy is teenwoordig, hy is genoeg en hy is heilig. Moses moes leer, dit is nie sy eie krag of geleerdheid wat hom gaan dra nie. Die 40 jaar in die woestyn het iets in hom afgebreek, en dit was juist toe daar niks meer van homself was wat hy kon verwag het nie, dat die Here hom kon gebruik. Eers wanneer ek en jy niks meer is nie, is die Here dan vir ons alles, en ons is baie bruikbaar vir hom.